Goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons hierdie nuwe dag en hierdie nuwe week kan begin in sy naam en ook so rondom sy woord en wat 'n wonderlike voorreg om die woord van die Here in ons midde te mag hê. Dit is so dat die Here vir ons in sy woord leer dat hy die goeie herder is wat sy lewe aflê vir die skape. Die Bybel sê vir ons dat hy is die goeie herder wat ons lei na waters waar rus is. En vriende, die waters van rus is niks anderste as God se woord nie. Die Here sê vir sy disippels ook: heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. En daarom is dit belangrik dat ons vanmôre sal stil staan by God se woord, dat ons dit sal oordink, dat dit sal bepeins, dat ons dit sal toepas en dat ons lewens sal inrig om sy wonderlike naam te verheerlik. Nou, ons is tans besig met die reeks boodskappe vanuit die boek Spreuke. Ons het al reeds gekom tot by die 25ste deel in hierdie reeks. Ek het vir u gesê die eerste 9 hoofstukke het ons meeste van die tyd maar in sulke perikope hanteer. Dit was nie nodig om dit vers vir vers te hanteer nie. Maar vanmôre gaan ons begin, vriende, met hierdie verskillende spreuke wat handel oor verskillende dinge. Van die kommentaarskrywers het hierdie gedeelte opgesom as wysheid vir alle mense, en baie duidelik hierin sien ons dat ons 'n klompie gesegdes gaan kry of lewenswaarhede wat Salomo ons gaan kom leer. En daar is nie 'n logiese samehang dat die een volg op die ander nie, maar eerder, vriende, 'n groot aantal onderwerpe wat hanteer word, praktiese raad wat vir ons deurgegee gaan word om vir ons te leer hoe om 'n vroom lewe te leef. 'n Lewe wat God welbehaaglik is. 'n Lewe wat die Here verheerlik. Nou vanmôre gaan ons net stil staan by vers 1 en ek gaan so 'n bietjie met u praat oor wat hier staan en dan die twee seuns met mekaar vergelyk, soos hier in hierdie gedeelte opgeteken word, die wyse seun en dan ook die dwaase seun, en dan so 'n bietjie kyk na wat die Here vir ons wil kom leer. Nou vriende, daarin Spreuke 10 vers 1 lees ons die spreuke van Salomo. 'n Wyse seun verbly die vader, maar 'n dwaase seun is 'n bekommernis vir sy moeder. Nou, ons gaan net hierdie vers vanmôre hanteer en vir u dan ook wys hoe ons in die Dawid gaan volg, hierdie gedeeltes hanteer. Ons gaan vers vir vers deur hierdie hoofstukke werk, om vir u dan te wys dat hierdie gesegdes deurgegee word. Dit is soms pittige gesegdes, maar die groot doel is, vriende, daar is wonderlike onderwerpe wat hanteer word, praktiese raad wat deurgegee word, sodat ons weet hoe om die Here te behaag. Nou, hier begin hierdie man Salomo en hy sê die spreuke van Salomo, en onmiddellik sê die geleerdes en sê van die mense, luister, kyk hier, dis Salomo wat nou aan die woord is. Dis nie die Here nie, dis nie die Here wat praat nie, die hele skrif is nie deur God ingegee nie, so luister wat hier staan nie. Salomo sê dit is my spreuke, dis my gesegdes. Dis hierdie inligting wat ek vir julle gaan deurgee hoe om sin te maak van die lewe. En vriende, dis waar die meeste die fout maak. Want die Bybel leer vir ons baie duidelik, daar in 2 Timoteus 3 vers 16, dat die hele skrif is deur God ingegee. En is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. As ons sien hoe baie word die boek Spreuke in die Nuwe Testament aangehaal, dan wil ek vir u sê, dis noodsaaklik dat ons sal weet, dat hierdie gedeelte van Salomo ook in Spreuke 10 deur die Here ingegee is. Wat het die Here gedoen? Hy het mense gebruik, ja. Vriende, hy het hierdie mense se persoonlikhede gebruik, hy het hulle karakter gebruik, maar die doel was dat hulle ook dan sy woord sou neerpen, in 'n verstaanbare en 'n menslike manier, sodat ons kan verstaan wat God vir ons wil sê en aan ons wil kom deurkommunikeer as mense. Ons lees dan ook daarin die boek Petrus, waar Petrus self vir ons sê in 2 Petrus 1 vers 19 tot 21, dan sê hy vir ons, en ons het die profetiese woord, die Bybel, wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. Terwyl julle veral dit moet weet dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. Daarom wil ek u gerus stel dat God se woord deur God ingegee is, terwyl hy mense gebruik het om dan ook neer te pen, dit wat hy in gedagte gehad het vir die mens van daardie tyd, van die Nuwe Testamentiese tyd, maar ook vir ons wat lewe in die jaar 2023. Daar is geen boek, vriende, so akkuraat soos die Bybel nie. En ek wil vir u sê, dat die Bybel is 'n betroubare versameling van historiese dokumente, geskryf deur ooggetuies, gedurende die tyd van ander ooggetuies, wat skryf oor bonatuurlike gebeure, wat plaasgevind het, ter vervulling van spesifieke Bybelse profesieë, en aanspraak maak daarop, dat hulle geskrifte van goddelike oorsprong is, in plaas van menslike.
Verder, vriende, kan ek vir u met sekerheid sê, dat die Bybel geskryf is deur 40 verskillende skrywers, oor 'n tydperk van 1500 jaar, van 3 kontinente, dis Afrika, Europa en Asië, in 3 tale, Hebreëus, Grieks en Aramees. Daar is 66 volumes, honderde verskillende onderwerpe met geen weersprekings, al het die meeste mekaar nooit gesien of geken nie. Vriende, dis die enigste geskrif in die wêreld wat deur elke vuurdoop menslik moontlik gegaan het en soos goud tevoorskyn gekom het. Daarom wil ek vir u sê, as Salomo vir ons kom sê in Spreuke 10 vers 1, dat hierdie is die spreuke van Salomo, dan moet ons weet dat dit deur die Heilige Gees geïnspireer is en dat ons net sowel kan sê dis die spreuke van God deur die pen van Salomo. En nou sê Salomo die volgende. Hy sê 'n wyse seun verbly die vader, maar 'n dwaase seun is 'n bekommernis vir sy moeder. In die tyd van Adam en Eva was dit so gewees, in die tyd van Abraham was dit so gewees, in die tyd van Salomo was dit so gewees, in my en jou tyd is dit vandag so. 'n Wyse seun verbly die vader, maar 'n dwaase seun is 'n bekommernis vir sy moeder. Dit beteken nie dat 'n wyse seun net die vader se hart verbly en dat 'n dwaase seun net 'n bekommernis is vir sy moeder nie. Maar Salomo gebruik hier die wisselende terme om vir ons te sê dat 'n wyse seun verbly sy ouers se hart, maar 'n dwaase seun is 'n bekommernis vir sy ouers. Nou kom ons kyk bietjie, hoe lyk 'n wyse seun? Dit is baie interessant dat die Bybel vir ons 'n goeie opsomming gee van hoe 'n wyse seun lyk. En 'n wyse seun, vriende, is eenvoudig 'n seun wat nie dink hy weet beter nie. Hy dink nie hy weet alles nie. Hy dink nie dat hy die inkarnasie van wysheid is nie. Die Bybel sê daar in Spreuke 5, my seun, luister na wysheid, neig jou oor tot my insig, dat jy volle oorleg kan behou en jou lippe kennis kan bewaar. U sien, 'n wyse seun is 'n seun wat op 'n punt uitgekom het, wat besef het dat hy weet nie alles nie. Hy's nie gebore as hierdie alleen wyse een nie. Want daar is een alwyse God en dit is die God van die Bybel. Ons is beperk in ons kennis en daarom leer ons, al is ons 50 of 60 of 70 jaar oud. Ons bly leer. Ons bly leer selfs van die klein kinders, middeljariges, ouer mense. Waarom? Want ons besef net, hoe verder ons die pad stap, hoe min weet ons werklik. Daarom is 'n wyse seun een wat van jongs af besef dat ek het nodig om te leer, ek het nodig om my ore oop te maak, my mond toe te maak, sodat ek wysheid kan bekom. Wysheid kom vanuit God se woord en onmiddellik besef ons, vriende, dat al die kinders nie groot word met God se woord nie. En dit spreek onmiddellik tot ons as ouers. Ons het 'n groot en goddelike verantwoordelikheid om ons kinders op te voed in die waarheid van die woord. Daarom moet ons eers geskool wees in die waarheid, sodat ons weer ons kinders op hulle beurt kan opvoed in die waarheid van die woord. Kyk maar na kinders wat sonder God se woord groot word. Hoeveel foute maak hulle, hoeveel sonde begaan hulle, hoeveel hartseer daar in hulle lewe betrokke is. Daarom het ons 'n geweldige verantwoordelikheid om self God se woord te ondersoek en ons kinders dit in te skerp. Daaroor te spreek met hulle as ons in die kar ry, as ons in die huis sit, as ons daar in die inkopiesentrum is, wanneer ons gesels net sommer in die algemeen om vir hulle te sê die woord van die Here is die bron van wysheid. Dis die fondasie waarop ons moet bou, want die woord spreek oor hierdie wonderlike God wat hemel en aarde geskaap het. Daarom, vriende, 'n wyse seun verbly sy vader en sy moeder se hart. Die Bybel sê 'n dwaase seun is 'n bekommernis vir sy moeder. Nou 'n dwaase seun is iemand wat dink hulle weet beter. Nou ons het al so 'n bietjie klaar daaroor gepraat en ek gaan nie te veel uitbrei daaroor nie. Maar jy weet vanmôre of jy 'n dwaase seun is, of jy nou 10 is, of jy 20 is, of jy 40 is, of jy 60 is. Luister, as jy ouer word, beteken dit nie jy kan jou ouers behandel soos jy wil nie. Dit beteken dat jy nog steeds respek vir hulle moet hê, nog steeds moet luister as hulle vir jou raad gee. Ja, as ouer het jy ook die verantwoordelikheid om te weet dat jy nie kan inmeng in jou kinders se huwelik en hulle huishouding. En boetie is nie meer die klein seentjie wat jy kan sê wat om te doen nie, en sussie is nie meer die klein dogtertjie wat jy kan sê wat om te doen nie. Daar's 'n volwasse verhouding, maar daar's nog steeds hierdie respek, hierdie absolute eer jou vader en moeder gesindheid. Waarom? Omdat wysheid deel van jou lewe geword het wat jy geleer het vanuit God se woord. En daarom is dit belangrik dat ons sal sien, 'n dwaase seun is een wat hartseer bring. Hy bring droefheid, hy bring pyn en seer. En ek, in die jare wat ek in die bediening is, het met soveel ouers al gepraat. En ek wil vir u sê, die oorgrote meerderheid praat met trane van hulle kinders. En baie keer is dit van die ouers se skuld. In die sin dat hulle kinders wil manipuleer, wil dikteer, wil voorskryf, behandel asof hulle drek is. Ouers wat nie hierdie gesindheid van Christus het, wat sagmoedig en lankmoedig en met selfbeheersing gevul is nie. Ek wil vir u sê,
Kinders moet by ouers leer die vrug van die Gees. Maar aan die ander kant is dit ook baie belangrik om te sien, daar's geen volmaakte ouer, daar's geen volmaakte kind nie. Daarom moet ons saam groei en ons moet die verantwoordelikhede sien wat die Here vir ons oplê, as kind, as ouer, as grootouer, en hierdie saak sien, dat 'n wyse seun verbly die vader, maar 'n dwaase seun is bekommernis vir sy moeder. Ek moet sê, ek het al in tye gesien hoe kinders hulle ouers behandel, en dit was my 'n vreugde vir my siel. Die liefde, die empatie, die simpatie, die deernis, die opofferings wat hulle maak. En dit is vir my wonderlik om te sien, dat so seun die vader en moeder se hart verbly. Hoe hartseer dit is as jy by ouers kom, of by mense besoek aflê, en die trane loop, en hulle sê, ek het maande laas van my kinders gehoor. En as my kinders hier kom, is daar absoluut hierdie verwydering, hierdie geveg wat daar is, oor verskillende dinge, en daar is geen samehorigheid nie. Ag vriende, die Bybel is baie duidelik daaroor, dat die waarheid van die woord kan soms verdeeldheid bring, maar dan is daar nog steeds die gesindheid van respek en liefde teenoor daardie ander persoon. Maar belangrik om te sien, dat ons hierdie Salomo as wyse man moet hoor wat deur die Heilige Gees gespreek het, en dat hy vir ons sê, 'n wyse seun verbly die vader, maar 'n dwaase seun is 'n bekommernis vir sy moeder. Is jy vanmôre daardie wyse seun? Is jy vanmôre daardie kind, daardie seun, daardie dogter, wat jou ouers hart verbly? Of is daar trane van droefheid by hulle, omdat jy 'n roekelose lewe leef, 'n losbandige lewe, 'n lewe sonder God en sonder die waarheid van sy woord? En die gebed van my hart is dat jy sal bekeer en sal sien dat hierdie ook 'n belangrike saak in die oë van die Here is, en dat daar loon is vir die wat in gehoorsaamheid lewe aan die Here. Mag die Here u ryklik seën en mag hy jou nader trek aan homself. Mooi dag vir u verder. Tada.